Die hartklopaksie, ter agtergrond aan diegene wat wonder en aan diegene wat al skuldig maak aan misleiding en bespiegelings. Daar is diegene wat verkeerdelik glo en verkondig dat die boervolk by die slag van Bloedrivier gebore is. Die boervolk is al in die baarmoeder van Europa gevorm en haar protestantse voorgeslagte het aan die suidpunt van donker Afrika geland as gevolg van die vervolging en moorde deur die Rooms-Katolieke Kerk. Vanuit die Kaap ons sou as vryburgers weer eens pad gee as gevolg van die kerk en die Britse regering se inmenging en verdrukking waarna hulle na die Oos-Kaap getrek het. In 1799 verdruk die Brit weer eens die boer en op Nuwejaarsdag liewer Martinus Prinsloo die volgende toespraak soos opgeskryf in Ruiters van Slagtersnek deur J. Albert Coetzee in 1949, hoofstuk 2, 'n volk is gebore, bladsy 16. Begin van quotering. Broeders en susters, ons leef in moeilike tye. Julle weet hoe ons geplunder word deur en boesmans en hoe ons nou moet buig voor soldate. Julle weet hoe ons in 95 vir Meinier uit Graafrenet verdryf het oor sy partydigheid vir die en hoe die Engelse toegekom het en ons land gevat het. Julle weet hoe ons hul vlag in Graafrenet afgetrek het. Ons was min, te verdeeld en ons het nie genoeg ammunisie gehad om die groot Engelse mag te verslaan nie. Julle weet daar was van ons eie mense wat vandag nog is, wat afkeer dat ons onsself wil wees, dat ons 'n eie patriotskap wil hê om 'n eie volk te bou. Maar julle het gehoor van manne wat by ons staan en wat nou gevang word deur soldate onder Engelse offisiere en sonder verhoor verban word. Niemand van ons is meer seker van ons vryheid nie. Môre, oormôre kan by enige van ons 'n Engelse offisier met soldate verskyn om ons te vang en vir altyd te verban. Daar is vir ons net een weg oop en dit is om die ou patriotskap te herstel soos in 95 toe ons Meinier verdryf het. Kyk vriende, dit is ons land hierdie. Dit is ons wat hierdie land beskaaf het. Ons is nie meer Hollanders of Franse of Duitsers soos ons voorouers nie. Ons is boere. Ons het maar net een land en dis hierdie land. Ons is besig om 'n nuwe volk te vorm. Broeders en susters, hier aan die voet van die Bosberg word 'n nuwe volk gebou. Die boervolk. En dit is hy wat die mag van die barbare breek en die beskawing vestig in Afrika. Julle het met jul eie oë gesien dat die beskawing verlore is as dit aan die vreemde amptenare toevertrou word. Dan word ons geplunder en vermoor deur die barbare. Kyk, vriende, ons is maar nog 'n klein volkie, maar dit sal groei tot 'n groot volk in Afrika. En dit is nie net ons klompie wat vanmiddag hier by mekaar is nie. Daar is nog baie. Tot in Swellendam en Stellenbosch en tot in die Kaap en baie wat nog nie wakker is nie, sal nog wakker word. Vriende, dis nou die tyd om vry te word, net soos die Amerikaners 20 jaar gelede vry geword het en die Franse 10 jaar gelede die kastele van die tiranne bestorm het. Waarna Onsias van Aard op die wa klim en met die hoed in die hand die volgende woorde spreek. Broeders en susters, dit is vir my goed om na neef Martinus te luister. Ek dink ons moet een ding onthou, en dit is, die boervolk is 'n skepping van God, om die beskawing in Afrika te vestig. Ons is nie, ek meen, hier by mekaar om wetloos te wees nie, maar ek meen om gehoorsaam te wees aan die beveel van God, om onsself te wees as 'n nuwe volk wat hy geskep het. Ek heb gesegd. Einde van quotering. Hierdie verset van die boere teen die onwettige Britse regering bereik sy hoogtepunt by Slagtersnek, waar volksgenote onregmatig en op onmenslike wyse tereggestel word in 1815. Vanuit hierdie geboortepunt word die boervolk gebore, 'n volk wat slegs haar vryheid en haar eie grondgebied soek, waar sy oor haarself kan beskik en haar skepper kan dien soos wat hy van haar verwag. Dit het gelei tot die groot trek in 1833. By die slag van Bloedrivier in 1838 was die boervolk wel deur haar skepper, die almagtige Hemelse Vader verhoor, maar tydens die boervolk aan hom in gelofte afgelê het. Sedertdien het die boer en boerin egter verskeie kere versuim om hul geloftes te betaal. Meer spesifiek, om vir hom 'n huis te stig waar dit hom sal behaag. Vroeg in 2025 het daar, as gevolg van die nood waarin die boervolk weer eens verkeer,
'n spontane behoefte ontstaan onder volksgenote van die boervolk. Een doel het voorop gestaan, om die geloftes van die boervolk te betaal, spesifiek om verhomend volk te wees. Om dit te verwesenlik, moet die boervolk vry en soewerein kan leef. So kan hulle selfbeskikking opneem, toepas en 'n volk wees, soos 'n almagtige Vader dit van hulle verlang. Maar om dit te verseker, moet die boervolk, wat so verdeeld en vertrap is, dat hulle nie as 'n volk kan funksioneer nie, eerstens in eenheid versamel word. Die basis van hierdie eenheid rus op 2 bene. Eerstens, om vir hom 'n volk te wees, en tweedens, soewereiniteit, vryheid en selfbeskikking van die volk. Die hardloopaksie het ontstaan uit hierdie spontane behoefte, gebore uit nood, en is 'n volkaksie wat bestaan uit boer en boerin wat hul beywer en die visie het om hierdie 2 bene staande te kry. Deur die geskiedenis is dit reeds bewys. Die oplossings wat met alle opregtheid in die verlede aangepak is, het nie gelei tot die boervolk se soewereiniteit en vryheid nie. Inteendeel, dit was dikwels tot voordeel van diegene wat dit gepromoveer het, maar nie tot voordeel van die volk self nie. Deur verraad en misleiding is ons volkwees van ons gesteel. Dit is een van die redes waarom ons vandag 'n volk in nood is. Die been van soewereiniteit, vryheid en selfbeskikking is nooit opgebou of versorg nie. Die ander been, die van om vir hom 'n volk te wees, is sekerlik die belangrikste. Daarom is dit ook die been wat die vyand die meeste aanval en afbreek, juis om te verhoed dat daar 'n volk kan bestaan. 'n Huis wat in homself verdeel is, kan immers nie staan nie. Dit leer Vader se woord ons tog, en ons kan eerstens ook daarvan getuig. Dus, al sê ons dat ons deel is van die boervolk, bestaan dit tans net in sekere huise, en die volk vorm nie 'n eenheid nie. Die boervolk moet eers weer 'n eenheid vorm, verenig in hul identiteit en dit wat hulle boer maak. So kan daar weer aan die been van om vir hom 'n volk te wees gewerk word. Maar dit kan net gebeur wanneer die volk bereid is om die geestelike verskille en onderlinge verdeeldheid op sy te skuif en opreg in verootmoediging voor haar almagtige Vader die knie te buig. Dit is nie geloof wat verdeel nie, maar verskillende geloof. Die hardloopaksie het volksgenote op die Telegram-platform begin verenig en sekere volksbesluite is geneem om die boer en boerin as volk in eenheid te voeg. Die Suid-Afrikaanse boervolk is tydens 'n stem gekies as die eenheidnaam van alle volksgenote van die boervolk wat hulself met die identiteit en definisie van 'n boer kan vereenselwig. Aangesien die boervolk sy historiese en erfregtelike grondgebied uit 21 boerrepublieke bestaan, is daar gestem dat die eenheidnaam van hul grondgebied die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke sal wees. Tydens hierdie volksstem is daar ook gestem vir die 2025 eenheidsvlag en die embleem van die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke. Hierdie volksstem was in wese die wedergeboorte van die boervolk, wat op beide bene van eenheid hul soewereiniteit en vryheid wil leef. Dit was 'n geskiedkundige gebeurtenis en die kiesers wat deel gehad het, was die stigters van die herstelde boervolk, die Suid-Afrikaanse boervolk. Dit was ook die eerste boervolksstem sedert die Verdrag van Vereniging in 1902, waarin slegs volksgenote van die boervolk hul stem kon uitbring. Die boer het 'n unieke identiteit en 'n besondere karakter. Een van hierdie eienskappe is hoe die boer mekaar groet. Jy word diep in die oë gekyk en jy kan maar weet, jy kry 'n behoorlike aandruk. Aangesien dit die hardloopaksie met doel is om die boervolk in eenheid saam te voeg, word hierdie doelstelling gesimboliseer met 2 hande wat mekaar groet. Diegene wat misleiding en tweespalk wil bevorder, verkondig dat dit een of ander geheime organisasie se betrokkenheid binne die Suid-Afrikaanse boervolk bevestig. Dit is tipies. In plaas van om hulself te vergewis van die ware feite, word daar eerder tyd gespandeer om die aksie wat spontaan vanuit die volk ontstaan het te bevraagteken en om weer eens die volk se volkwees te probeer stop. Indien die sulkels eerder gekonsentreer het om dit wat deur hul eie dokumente in 2021 verklaar is, te bevorder, was daar nie die behoefte vir die hardloopaksie nie. Die Suid-Afrikaanse boervolk is geensins teen volksgenote wat werk om die boervolk se vryheid, soewereiniteit en onafhanklikheid te bevorder nie. Maar ongelukkig blyk dit tog dat die volksaksie 'n bedreiging vir sekere groepe te wees. Aan die vrugte van die boom sal die boom geken word. Die tydelike amptenare van die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke hou hulle nie besig deur dop te hou wat ander doen nie. Hulle konsentreer op die behoeftes en die versoeke van die volk. Slotboodskap. Die manne en vroue wat tans duidelik leiding neem in hierdie volkswordingsproses, wil dit onomwonde en duidelik aan almal daar buite stel. Daar is slegs een doel: die voortbestaan van die boervolk.
Die hardloopaksie het geen verbintenis met Brother Thomas, Gift of Truth of die SA Jural Assembly nie. Ons het ook nie nodig om enige kuberruimte te ontwrig of skade aan te doen om wat rede ook al nie. Ons het nie die tyd, hulpbronne of mannekrag om ons te bemoei met ander se sake nie. Enige boer of boerin, aksie of beweging wat hierdie eenheid en doelstelling deel, word uitgenooi om hulself te voeg by hierdie volkssaak, by die Suid-Afrikaanse boervolk. Jy is of vir die boervolk se saak of jy is daarteen. Die boervolk kan nie langer bekostig dat verdeeldheid en eie ideale haar terughou nie. En is moeg vir selfaangestelde leiers. Die enigste ideaal van die wat tans tydelik leiding neem binne die administrasie van die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke is die van die boervolk self. Hulle is agente van die volk as te ware. Die volk moet die volk self lei en kan net gebeur as die volk se stem gehoor word. Die Suid-Afrikaanse boervolk is tans besig om die administrasie van die Suid-Afrikaanse Boerrepublieke in plek te stel. En dit gebeur vanuit die volk self. Die volk se stem is van kardinale belang vir die hardloopaksie. Die tydelike amptenare tree op volgens die volk se leiding en maak slegs aanbevelings. Die finale besluite berus by die volk. Daarom nooi ons u uit. Word deel van hierdie volkaksie. Voeg waarde toe tot die voortbestaan van die boervolk. Betaal u gelofte en word weer vir hom 'n volk. As ons vir hom 'n volk wil wees, sal ons toelaat dat hy ons lei. Hy kom eerste, die gesin tweede en die volk derde. Ons weet daardie behoefte bestaan tog. Dit moet net in volksverband en in eenheid saamgevoeg word. Alle eer aan die almagtige Hemelse Vader. Mag hy sy volk lei om weer vir hom 'n volk te wees, sodat alleenlik sy naam daardeur verheerlik mag word. Vriendelike boergroete, die Suid-Afrikaanse boervolk. Begin van quotering. 'n oomblik is dit doodstil. Dan spreek Martinus Prinsloo. Ons is beskuldig van hoogverraad teen die koning van Engeland, maar ons het hom nooit gevra om ons koning te wees nie. Ons is aan hom oorgelewer deur die prins van Oranje, wat nie meer deur Nederland erken is as sy prins nie, want in Nederland is daar 'n Bataafse Republiek gestig. Op Graaf Reinet het ons in 95 geweier om die koning van Engeland aan te neem, want ons het ons eie republieke gestig. Maar ons is tot onderwerping gedwing. Daarna het ons geen beskerming van die koning van Engeland ontvang teen die invalle, plunderings en moorde van die barbare. En die landdros van Graaf Reinet het selfs kant gekies vir die barbare en ons goeie naam beswadder. En hier aan die suidpunt van Afrika is 'n nuwe volk gebore. Ons is nie die Engelse nasie nie. Waarom moet ons dan die Engelse koning hê? Ons is die boervolk. Ons het geen ander vaderland nie. Ons is beskuldig van hoogverraad teen die koning van Engeland, maar ons is geen trou verskuldig aan 'n koning van 'n ander land nie. Ons is alleen trou verskuldig aan ons eie land, aan Afrika. Ons het nie verraad teen ons eie land gepleeg nie. Hoe kan ons verraad teen ons eie land pleeg as ons hom dan wil vry hê? Vry van vreemde oorheersing? Sal 'n Engelsman wat nie wil toelaat dat 'n ander nasie oor sy land heers nie, beskou word as 'n verraaier van sy land? Nooit! Hy sal beskou word as 'n patriot. Einde van quotering.